die ongelukkigheid wat jy gaan ervaar, because of you know what you want to do, and you know what's driven in your heart, and you don't do it. Daai moet die groter faktor wees wat bepaal, okay nee, ek gaan nie kan submit onder vrees van mens, boas, daar's groter purpose en plan, en om dit te mis, ek meen, dis nie, om dit te mis, is dit nie vir jou erger om voor, soos in maar die Here eendag te staan en te gaan, wow, I had this for you, but you chose that, out of a fear of man. But what can man do to you? What can man do? Maar God het gegaan, ek het hierdie vir jou. So vir my, ja, ek dink ek het van 'n vroeë ouderdom af of uitgemaak, I'm gonna go, and this is what propels me. Hallo julle, dit is Rachel hier en hierdie is my hartklop so. So ons het vandag 'n bekende gesiggie op die bank. Ek het gevra vir Lachey om terug te kom sit, my weer te maak huil. Welkom Lacheytjie, welkom terug. Hallo Marashari, dit is so lekker om terug te wees. Dankie dat jy my gevra het en ek's excited vir Ek is ook excited vir hierdie podcast, maar gaan daar was ek het iemand nodig gehad om oor hierdie goedjies te praat en ek dink jy is regtig die perfekte persoon. So voor ek gaan indelf met dit, wil ek vir jou vra, het jou hartklop intussen verander? Ja, Het my hy hartklop verander die hele tyd. Hy sê, okay, As wat jou se hartklop is ritme? hy 150 Nee, my hartklop klop steeds Jesus. Jesus en koffie, you know, that's never gonna change. Maar intentionaliteit, intimiteit, veral in die seisoen waarin ek is, saam met Jesus, maar ook met mense. So, my Awesome. hartklop, Want ja. ek was net soos, hoe benader ek dit? Soos vra mens weer vir iemand, want ek het nog nie jou gas vir die eerste keer opgehad nie. Behalwe Picard net sy vrou, maar Okay. dis dit. Maar baie welkom terug. So ons gaan bietjie praat oor nuwe beginne. So ek weet, daar was 'n seisoen in my lewe gewees waar ek in 'n situasie was. En ek het te lank in 'n seisoen in my lewe gebly omdat ek die vrees gehad het van hoe lyk 'n nuwe begin vir my. Ja. Soos amper asof jy dan die bekende is my beter en hierdie is Ja. maar wat ek ken. Dis So, comfort. ja, dis comfortable. Kom- Is dit nie binne 'n woord? Comfortable. Comfortable. Nie comfortable nie. Ek wil Comfortable. soos en dan wil mense nie oor begin nie. So ons gaan bietjie in dit indelf. Enigiemand wat dalk of stuck voel of comfortable voel of wel die vrees het van die onbekende of hoe lyk 'n nuwe begin? Maar kan ek oor begin op hierdie ouderdom of hierdie of dit? So ons gaan bietjie in dit indelf. So die eerste vraag wat ek vir jou wil vra, was daar al 'n oomblik waar jy besef het ek kan nie aangaan soos voorheen nie. Soos daar moet verandering kom, ek moet oor begin, ek kan nie meer aangaan soos dit nie. Ja, ek dink almal het sulke oomblikke. Yes. Ek dink nie daar's iemand wat, jy weet, dit gevrysper word nie as dit 'n woord is. Ek sien ons doen nie skepingsdag met woorde. Anyway, so ek was in Hong Kong vir 7 jaar. Ek het daar gebly en ek is groot gedoop daar en daar was 'n oomblik waar ek het wakker geword die oggend en na 7 jaar, te weet ek daai dag, ek het net geweet ek moet my tasse pak, die bietjie wat ek daar gehad het en ek moet gaan. Daar was so groot oortuiging in my hart dat Heilige Gees dit so op my gedruk het dat ek het geweet ek kan nie. Dit was asof daar so 'n vuur in my was. Ek moes gaan. So ja, dit was 'n groot oomblik vir my en daar het my lewe radikaal verander. Gedoop uit Hong Kong uit, 'n hele lewe opgegee. Ek het teruggekom met net 7 kaste klere of bins klere. Ek moes daar by die customs gaan staan, daar by die lughawe en die goedjies optel terwyl ek my oë uithuil. En ek het geweet ek begin oor. Maar toe ek begin dink het aan oorbegin en die vraag van oorbegin, toe sê Heilige Gees vir my gister, want in ons koppe maak oorbegin, ek weet nie, dit sit nie lekker altyd nie, want oorbegin beteken, okay, jy begin van scratch af, daar's 'n zero, Ek hoor jy sê. en toe sê Heilige Gees my, maar nee, dis actually 'n realignment en 'n redirection. Wow, En dit het vir my nou, gister het actually besef, en toe drop die pen, en toe gaan ek, dit is presies dit. Dis nie 'n oorbegin nie, want jy kan nooit oorbegin nie, omdat jy het klaar geleer wat jy moes. Jy is klaar posisioneel op 'n ander plek. Jou gees, jou mens, jou hele siel is op 'n ander plek. Of dit nou 'n kort tydjie was of 'n lang tyd. So dis nie 'n oorbegin nie. Dis 'n restructuring, is 'n realignment. Dit is nie 'n podcast nie. Ons is nou klaar. Thanks. Thank you ladies and gentlemen. Okay, so ek wil net 'n bietjie Okay. fokus terug. Kom ons gebruik nou die Hong Kong Ja. voorbeeld as 'n sosiaal. Ek wil weet, was dit soos
Was dit iets wat jy gekies het in daai oomblik van daar moet 'n verandering kom of was dit Okay. iets wat die lewe half op jou afgedwing het of Okay. ek weet dit is maklik om te sê okay, dit was gees geïnspireer, maar soos wat was dit wat daartoe gelei het dat jy besef het dalk 'n rooi vlag, dalk ek weet nie wat dit die situasie was nie, maar wat jou laat besef het okay, tot hier toe nie verder nie, ek moet nou 'n verandering aanbring. Ja. Ek het besef dat in 'n oomblik, dis asof jy so 'n flash kry van hoe gaan lewe opeindig. En ek was eintlik sielsongelukkig, maar ek wou dit nooit aan myself admit nie. En ek dink dis daai penny drop oomblik. Ek het op daai stadium Engels gegee in Hong Kong en terwyl die ander onderwysers die ja, Het jy nie gekom jy was in Konk? O, jy het Ja, al my ja. gesê. Yes. so ek het terwyl almal gaan lunch eet, het ek skelmpies ek weet nie, ek kan nie in die moeilikheid kom nie, dis te lank terug, maar skelmpies op 'n dak gaan sit by die skole waar ek gewerk het en ek het vir my woord begin neerskryf. En ek het gegaan, okay, en ek het hierdie goed begin mediteer. En soos dat alles in alignment begin kom met my gees en my siel en my lyf, het ek so angstigheid begin voel, nie in 'n slegte manier nie, maar in 'n goeie manier. En dit is die penny drop oomblik, want ek het gegaan, either I choose now this or I choose this. Soos daar's 'n woord wat sê I put before you life and death. Ja. Now choose. Verstaan jy? En ons het elke dag daai choose keuse. En dit is 'n penny drop oomblik vir my waar ek gegaan het, ek moet nou kies. En toe kies ek en dit was 'n stirring in my van dit wat ek elke dag geingest het, woord het ek elke dag geingest het. En ek was nie op 'n goeie plek nie, verstaan, was bietjie op 'n onheilige plek, maar daar was iets in my wat gedryf het om op 'n illegal skooldak te gaan sit en soos wat die tyd aangegaan het, het ek net op een dag besluit. Dis is dit. Ja. Dit het my gedryf tot 'n oorbegin, as ek so kan As jy sê. sê, ja, ek weet nie hoe jy oor begin sien, maar ons Ja. gaan hom weer na dit verwys. Ons kan hom lekker. Ek wil net jou vra, ek wil vir jou vra, soos het dit in daai oomblik wat jy nou besluit het, verstaan jy gaan nou op die vliegtuig klim, terugkom, die oorbegin, as ek dit so kan sê. Het dit vir jou gevoel soos jy verloor iets of het dit jou meer opgewonde gemaak van daar wag iets beters vir my daar buite? Want ek dink baie mense wat as hy 'n redirect het, kan baie keer meer dit ek dink die manier hoe jy dit benader kan baie affekteer van hoe ver jy gaan trek in daai redirection. So ek wil nou nie jou antwoord nie, maar so, net 'n bietjie vertel van dit. So vir my was dit verseker 'n massive loss. Vir emosioneel waar ek was. Jy sien dat mense na dit kyk en dink dit is Jy weet omdat dit geestelik gekonnekteer is, Ja. beteken nie ek het gegaan, wow, beter glad nie. En ek dink vir 'n oomblik kon ek indink hoe iemand moes voel, soos 'n Josef in 'n put waar die Here gaan ek het hierdie drome oor jou. En ek gaan 'n put op. Verstaan jy? En ek was daar, ek het gegaan, Here, maar ek weet nie, ek sien nie beter nie, ek sien nie opportunity, jy weet uit nie. Hierdie voel vir my soos 'n massive terug. Nee, oorbegin nie, nie 'n redirection nie, maar soos 'n kan ek hierdie sê, 'n gatslag, you know? So dit was glad nie vir my daar's nie hoop geskryf op die stap wat ek gevat het nie, glad nie. Maar wat ek weet was I needed to trust him in a different way. En dis scary. Dis scary. Soms ook hoe gehoorsaamheid voel. Dis onseker, dit voel baie keer nie altyd Dit voel nie maklik altyd, dit nie. sit nie altyd lekker in jou gees nie. Dis nie altyd dit is verseker nie die maklikste. Nie eers altyd nie. Dit is net nie die maklike besluit nie. So as jy wil weet wat om te doen, the difficult one, that one. Dink jy sou as jy dalk bietjie vroeër geluister het, nie noodwendig 7 jaar gevat het. Soos ek wil net bietjie hoor Slow learner. Nee, ek sê nie, jy soos Ja. laat ek doen net soos is dit soos dink jy mense soos gaan sit intentioneel in dit en hulle weet dit is nie goed vir hulle of hierdie situasie is dit dalk nie waarna hulle moet wees of hierdie is nie die seisoen of soos net bietjie hoor oor iemand dalk wat maar net aanvaar ek daar's nie iets beters vir my daar buite nou is nie 'n redirect nie. Dan bly hulle in hierdie ding en dit raak net swaarder en hulle begin al hoe meer van hulle self verloor en die keuse om te maak van maar ek het ook 'n besluit raak al hoe minder soos dink jy as jy dalk vroeër geluister het of wat ook al sou dit jou korter gevat het? Verseker, ek dink as ek van die begin af actually net die Here se wil eers te gesoek het, was ek nooit in so 'n situasie nie. En nou, ek meen ons almal weet, Romans 8:28, he uses for the good for those who love him. Ja. Ja, ek hoor dit. Maar op daai stadium, dit is 'n layering wat gebeur. So jy kies elke dag die een rigting en dan begin hy om so lekker compound en so lekker layer totdat jy op daai punt kom waar jy gaan, okay, daar is nie beter nie. Okay, daar's soveel hoop uit die en waarheid en lig uit die situasie uit dat dit is net maar waar jy is en ek dink dis al baie mense stak raak. Dat daar nie 'n oorbegin is nie. Ja. Dat daar nie Ons gaan hom lekker kooi in hierdie. Is jou nie- skuld. Daar's nie 'n oorbegin nie, daar is 'n I'm stuck now. En
kan amper nie die silwer randjies sien nie. Kan nie. En dis waarheid, dis realiteit. Jy raak so gewyl in you can't see it. Jy kan nie. En dan is daar mense wat buite jou staan en sê maar gaan. Daar's soveel mense wat vir my na 7 jaar om kanker gesê het, almal anders, verstaan, was besig om te trou en hulle lewens te bou en ek was stuck in hierdie een plek waar ek het net gehoop en Here en waar is jy en it didn't happen for me. En al wat hy gevra het is, ek maar luister net, doen dit net. En vrees het my daar gehou. Ja. Waartoe gaan ek, wat doen ek, hoe nou, Yes. wat nou? Maar ja, ek wil sê, toe ek op daai vliegtuig klim en ek sit en ek hou my oë uit en die hostie kom na my toe en heeltyd sê sy, "Ma'am, are you okay?" En ek sê, "Ja." Verstaan, en ek huil en hulle dink, "Jee, hierdie chick is whack." Weet ek, en daai seer oomblik op daai vlug op pad terug Suid-Afrika toe, it was the right thing. Thing to do. Ja. En ek wil bietjie vir jou vra, so wat was vir die moeilikste deel van oorbegin soos op 'n later ouderdom of in 'n moeilike situasie soos die Hong Kong ding? Dink jy daai vrees waarvan jy gepraat het was ook gedeeltelik oor soos maar wat gaan mense dink, soos hierdie vrees vir mense se opinies? So, ek weet nie hoekom nie, maar ek dink dit gaan van 'n persoonlikheidsding af. So die vrees van mense was nog nooit vir my Nog nee, nooit dit nee. ding nie. hier en daar, ek meen as jy voor mense staan dan kry jy daai okay. Maar overall, Ja. die groter ding was vir my, okay Here, wat nou? Hoe nou? Daai vrees. Ek dink the fear of the unknown was groter. massive vir my. Want vir die eerste keer is die krag uit jou hande alweer uit. Verstaan jy? Ja. Want ons almal wil maar bietjie beheer. Verstaan jy? Ja, Want ja, beheer ja. laat ons veilig voel. Ja. It creates that whole bubble of I'm in Mm. control people. Verstaan maar. Ja. Ja. En wat sou jou raad wees dan aan iemand, kom ons sê wat dalk 'n fear of men het, 'n vrees vir mens het, Ja. wat hulle self in situasies hou wat nie vir hulle bestem is nie, maar hulle is te bang oor hoe ander mense dalk die feit dat hulle uitstap of die feit dat hulle dalk nie doen wat mamma gesê het ek moet doen nie of Ja. soos wat is jou raad dan aan daai mense wat dalk nou bly hulle intentioneel in 'n plek wat hulle, jy weet, Ja. nie weet hoe om dit te hanteer nie as gevolg van hierdie verwagtinge of wat mense dink. So op die ou einde doen jy soveel skade aan jouself en binne in jou word daar selfverwyd want daar's 'n deel van jou wat weet dat jy wil kies in die waarheid, maar die ander deel gaan ek's te bang, verstaan? So dis eintlik 'n manipulerende, dominerende krag van vrees wat jou actually lam maak om te kan kies vir dit wat jy eintlik wil hê, die purpose eintlik in jou. En dit hou jou stak en ek wil vir jou sê if you don't om eerder nou uit te step en dit te doen versus 30 jaar along the line en jy gaan tyd kan jy nooit terugkoop nie. Tyd kan jy nooit terugkoop nie. En dit was iemand anders wat gedomeineer het waar jy of gedikteer het waar jy moet wees. So ek sê nou nie almal moet uitgaan en soos rebellie teen ma's en pa's en verstaan, maar op die ou einde Dit is net 'n voorbeeld. Ja. Baie redes hoekom Ja. mense sal bly. maar wat ek sê is die ongelukkigheid wat jy gaan ervaar because of you know what you want to do and you know what's driven in your heart and you don't do it. Daai moet die groter faktor wees wat bepaal, okay nee, ek gaan nie kan submit onder vrees van mens boas, daar's groter purpose en plan. En om dit te mis, ek meen, dis Ja. nie om dit te mis. Is dit nie vir jou erger om voor soos in 'n Madeira eendag te staan en te gaan, wow, I had this for you, but you chose that out of a fear of man. But what can man do to you? What can man do? Maar God het gegaan, ek het hierdie vir jou. So vir my, ja, ek dink ek het van 'n vroeë ouderdom af of uitgemaak, I'm gonna go and this is what propels me. Ek dink ons 'n ding, ek skorrel nou bietjie, maar daar's 'n ding in Dawid se hart en dis hoekom God gesê het, Dawid was 'n man na my hart. Want van die begin af, ongeag van wat Dawid gedoen het, en hy was, jy weet, stout, maar ongeag van dit, het hy in sy hart uitgemaak en hy het gesê, I will serve God. En daai ding het gemaak om te sê, God het vir ons sê, you're a man after my own heart. Ja, dis So mag dit 'n dryfkrag wees om te gaan. Who's this giant? Verstaan jy, klippies is my favourite. Ja. So who's the giant? Ja. Rather face Dis the God and run with him. That's Ja. bigger than the giant that you have to slay. dis amen, dis goed. Ek wil dan ook by jou hoor, hoe hanteer mens die gevoel? Ek weet nie of jy al so gevoel het nie, so ek vra maar, jy weet, Heel moontlik, heel moontlik. Maar hoe hanteer 'n mens of hoe het jy maak nie saak as jy dit nie relatable tot jou is nie. Jy doen ook baie keer soos
kursusse in inner healings en Ja. help mense regtig baie. So ek wil weet, hoe hanteer 'n mens die gevoel van ek moes al verder in my lewe gewees het? Soos as jy kom in daai plek en jy sê, "Ag, okay, ek het nog nie getrou nie, ek het nog nie kinders nie of ek het nie hierdie in my career bereik nie of ek het nie hierdie geld in my rekening nie." Of soos hoe hanteer 'n mens hierdie gevoel van, maar ek moes al verder in my lewe gewees het. So nou voel jy so 'n totale mislukking. Ja. So hoe hanteer mens dit? Ek kan heeltemal relate. Mense my ouderdom is al soos hulle het hulle huisie en hulle kindertjies en hulle is getroud. So ek kan regtig daai een is 'n diep ene vir my. En dis om te gaan, okay. Ek kan nie na mense kyk nie. Daar's mense wat jonger is en ek het al hierdie conversations met die Here gehad, baie reël waar ek gaan, Here, hulle is jonger as ek of hulle verstaan daai en daai en daai en hulle het dit. Hulle het 'n huis, hulle het 'n kinders, hulle het 'n man. Mens moet nou daai goeters, maar that's not what is purposed for me. En ek dink dis om vrede te maak met dit, want ons is so maklik om te vergelyk. Dit kom heeltyd terug na wat sê samelewing? Ja. Maar wat sê samelewing? En hoe is dit actually relatable tot kingdom? Verstaan jy? Ek trek alles maar terug op die kingdom toe, want dis my realiteit. Dis my hart, kingdom. So dit is moeilik. Dit is 'n moeilike ding om te kou. Ek het regtig al by die Here gesit en ek het gehuil. Ek was al kwaad. Ek het al so silent treatment gegaan. Here, ek praat nie nou met jou nie, verstaan? Verstaan jy? Gooi toys. Maar ek dink die realness in dit is om die emosie mee te deel. En dis iets van wat ons kan actually tasbaar maak in elke aspek. Om eers die emosie te hanteer. Want emosie is reël en baie van ons dis net ons emosies, verstaan? Maar dis 'n deel van jou wat daai lading dra. En sodra jy die emosie uit die pad het, dan kan jy gaan, okay, realisties. Here, dis ek sit hier oor keuses wat ek gemaak het of wat lewe en circumstances ook, jy weet, bygedra het tot wat ek nie noodwendig altyd beheer oor het nie. But by God, you're a good God. En miskien is ek nog nie getroud nie, miskien het ek nog nie my kinders nie. En die funny ding is, Heilige Gees het ook hier vir my gesê, jy weet, ek kyk daarna en ek dink, Here, ek het 'n hungering vir kinders en om 'n man en al daai lekker goed te hê, maar Abraham never saw the promised land. Of is dit Moses? Moses never saw the promised land. Maar hy het vasgehou in daai hoop. Hy het vasgehou aan die belofte van dit. Although he never entered it. Dit het nie gemaak dat hy dit nie gegrasp het nie, dat dit hy het nooit weggevat dat dit sy belofte ook was nie. Net omdat hy nie ingegaan het nie, beteken nie dit was nie sy belofte nie. Maar ons weet nie, verstaan hoe grasp ons die belofte na hierdie 3D world en die realiteit van hierdie wêreld nie. Ja. So, ek dink ons is baie limited in 3D thinking. Hierdie wêreld, ons is so vasgeheg in die wêreld, maar wat van daarna? Ja. So wat ons ook moet besef is, soos in 'n vrees van man of fear of man, As ons nie hierdie ding nou overcome nie, wat beteken dit vir ewigheid? Wat beteken keuses wat ons nou maak vir ewigheid? Ons vergeet, ewigheid dink ons, kom maar, daar in die hemel, maar you were made to rule and reign over kingdoms and angels en ons na hierdie lewe. En ek dink ons vergeet perspektief van dit. Ja. So ek het nie in wêreldse standaarde, is ek nog nie getroud nie, het ek nog nie kinders nie, en jy weet al daai, het ek nog nie dit nie, het ek nie dit in my carrière bereik nie. Ek is nou net geretrench, verstaan, op 'n laat ouderdom, maar wat beteken dit vir ewigheid? So ek dink dis om bietjie daai perspektiewe in mekaar in te weef en te gaan, okay, hierdie is eintlik waarheid. Waar ons is besig om dalk net op hierdie en dit fokus wat wêreld is, maar wat is kingdom realiteit en hoe om daai twee te align, as dit sin maak. Ja. En het jy al ooit gevoel in jou lewe, soos as jy deur hierdie oorbegin, nuwe begin, al daai goedjies gaan, of jy gevoel het jy weet ook nie meer wie jy is nie? Want dink jy dit ook 'n mate, dit kan jou identiteit ook bietjie aanraak? So het jy al bietjie soos gevoel dit tref diep ook tot 'n mate dat dit al vir jou identiteit op begin vorm het en so. Ja, verseker. Ek het nou net terwyl jy dit sê, te sien ek's 'n prentjie waar soos wat jy deur verskillende tye gaan en soos wat jy nou deur hierdie ding moet navigate basically, is dit asof die Here se wegchip aan elke laag om by die diepte uit te kom van die core mens van wie jy is. So verseker voel dit vir my, ek het, jy weet, nie 'n personality change gehad nie, maar dis asof die protective layertjies, jy weet, kry healing in die diepte van veroorbegin en realignment wat jy deurtrap. So dan, ek dink 'n mooi ding van jou is dat jy as mense dalk bietjie
hoe kan ek sê, ek wil nou nie dit verkeerd sê soos jy het verander nie, want jy het nie. Jy het net jy was nog steeds gegrond in waarheid. So jou identiteit was vas, alhoewel die manier hoe jy oor gedink en benader half anders. Maak dit sin wat Ja, ek probeer heeltemal. kommunikeer, yes. Dis presies daai, want daar's 'n stripping away van o, hierdie ene het ek so gesien, maar dan kom die Here, dis onthou jy daai goed wat jy sulke klomp sulke lensies ja. het, nê? Dis asof hy dan gaan, okay, hierdie lens het jy nodig gehad in hierdie tydperk van jou Ja, ja. lewe, maar nou I'm going to bring a little bit of a ander kant van clarity vir jou. Ja. Nou kap jy hom van hierdie kant af en dan gaan jy, o, jy weet as jy partykeer in 'n plek sit vir lank, dan sien jy iets, nê? En dan as jy 'n rukkie nie daar nie, dan kom jy weer, dan sien jy, dan gaan jy Soos wat? of ek movie nooit wat hierdie jy gesien gekyk het. of so. Soos, wat is Presies. daarin? Ja. So ek begin besef dat hoe ouer ek word en Ja. ek sou nou nie ek soos oud nie, want Nee, verstaan, hallo. Maar Maar- hierdie daar langs jou. Nee, maar hoe ouer ek word, hoe anders begin mens kyk en jou Mhm. perspektief gaan, o, okay. Ja. Want you see it for a third time or a fourth time Mm. en dan begin jy bietjie anders shift. That's So dis belangrik. Ek dink verseker het my core het dieselfde gebly. Mm. Maar die wysheid en die leer, if you choose it, die wysheid en die leer wat mens saam dit vat dan, verander jou denkwyse en jou default setting, as ek so Ja. kan sê, om dan goeders bietjie anders te benader, Ja. you know? So ek hoop hierdie vraag sê maar as hy nie sin maak nie, maar dink jy soos hoe onderskei jy dan tussen dit wat ek verloor het, maar hierdie is wie ek is? Maak dit sin? Soos baie keer dink jy is wat jy verloor het, Ja. maar so hoe onderskei jy tussen daai twee? Ek dink die diepte van die geluk of die joy wat dit aan dit het. So het daai wat jy verloor het. Ons doen hierdie regtig baie vandag. Ons moet ophou. Ja, het dit wat jy verloor het, is dit gekonnekteer aan, het dit sielssaligheid vir jou gebring. Want ek dink mense kan baie keer terugkyk en reflect en dan gaan jy, maar dit het nie. You know, as jy regtig begin terugkyk na goed, dan kan jy mooi filter. O, okay, so het ek dan eintlik verloor of het ek gegain? Ja. Dit is belangrik. Mens moet altyd as jy terug kan kyk, gaan ek het gegain. Maar as jy nie het nie, dan moet jy maar terug gaan gou en dan nou maar weer daai toetsie gou skryf. Sodat jy seker maak jy gain. Sodat jy seker maak jy leer. Ja. En dis belangrik. Ek moet sê Sharna wat ook nou was het ook die hele tyd gesê soos hoe sy lewe benader om altyd weet in enige ding is daar 'n les. Ja. Soos dis hoe sy dit net sien, even in die failure of die verkeerde keuse of wat ook al, soos even in dit, daar's altyd 'n les. So is. En If wat you ook al choose gebeur, it. ja, if you choose it. Ja. Dit hang af hoe jy dink oor goed, nê, soos Ja. hoe jy jou default setting werk. Maar hoorie, dis al handy dandy. Mense sê al hierdie Christianese goed, Ja, maar dis moeilik in dit is realiteit moeilik. wanneer jy die ou klippietjie kou, nê? Ja. Dis nie altyd so maklik prakties nie. So wat ek ook geleer het in hierdie seisoen vir 'n hoeveelste keer wat ek, jy weet, oorbegin, of net geredirek word is, ek het geleer om regtig grace met myself te hê. Ja. En nie grace is in, ek kan nou iemand gaan skiet, maar die Here het grace. Verstaan nie in daai manier nie. Dis 'n anderste manier. Ons is so gewoond en ons is so geïndoktrineer om onsself te katasa, dat ons haal onsself baie meer uit as wat mense om ons onsself uithaal. Ja. Ons is Verstaan jy? hard op Ons is baie hard op onsself. Why? En ek dink dis om daai grace regtig te verstaan van I'm really doing the best that I can. Jy doen die beste wat jy kan in die situasie en die omstandighede en die emosionele kapasiteit wat jy kan. En God sien dit, hy weet dit. Ja. So Amen. ja. En so wat het jy dan geleer van jou waarde as mens? Toe alles verander het in jou lewe of die hele tyd verander in jou lewe? Dat sy planne staan vas. Dis die een ding. Dat uit van my woord te gee toe ek 16 jaar oud was en ek my hart, jy weet, vir hom gegee het en daai woord is 'n revolving word wat 10 jaar later, 15 jaar later en 20 jaar later selfe woord, maar die revolving van dit, daai ding wat ek nou gesê het, die layering van hom en hoe hy bymekaar kom verander. En is vir my ook 'n ding wat ek toe ek nou die vraag vra dan te val iets in my van soos jou waarde bly altyd dieselfde Ja. al verander die omstandighede. Presies dit. Soos jy verander nie omdat jou omstandighede verander het nie. Nee. Soos hoe God jou sien is nog steeds jy's my kind. Ja. Verstaan? So dis ook Dis wat ek beautiful, nogals nee? dink. Ja. 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 Amen. Dis een ding wat hy sê. I am the same. Ja. Yesterday, en today today. and forever. En sy woord staan. Ja. En sy woord oor jou staan. Ja. En dit wat hy van die grondlegging van die aarde af oor jou het,
staan. Want ek dink ons is so maklik, kom ons sê ek gee vir woord en sê, Lasha, jy het 'n calling op jou lewe, want nou gebeur daar verandering in jou lewe, Ja. wat eintlik lyk of dit verder is van die calling of dit wat jy vir, en as Ja. jy glo dan, okay, omdat die situasie verander, nou is die roeping weg. Dit is nie. Dit is nie. Want hy sê, it's irrevocable. The gifts Ja. and the calling of God is irrevocable. Ja. En ek dink daar's 'n vet leuen wat ons glo van die vyand. Ja. Verstaan, nou het my omstandighede verander. Nou is ek condemn, nou verstaan, ek het soveel aangejaag dat dis nou weg. Ja. En dis nie die waarheid nie. Ja. Dis glad nie die waarheid nie. Hoeveel keer het hy die Israeliete vergewe? 70 maal 7, verstaan jy? Ek dink Ja. bietjie meer, maar and here we are. Ja. So ek dink ons kan eintlik baie leer by hulle. Ja. Ons is eintlik baie dieselfde. Baie dieselfde. En dan wil ek bietjie by jou hoor, wat het jou gehelp om weer op te staan en jy weet vorentoe te beweeg? So wat het jou gemotiveer om elke keer, jy weet, maar op te staan en net weer te go vir dit? Ek het 'n fightertjie in my wat ja, ek sal vasbyt. En dis moeilik en dis nie altyd lekker nie en ek dink ek het al soos tye met jou gepraat en met aan my vriendinne en wie ook al in my lewe op daai stadium was dat ek gaan net ek wil nie meer nie. Maar daar's iets gevestig in die core van dit wat die Here kom doen het in my oor die paar jare dat net gaan okay. I cannot but I have to. I don't want to but I have to. En daar's net iets vas in die frekwensie van my wese wat gaan I have to. Ek weet dit nou, soos ek weet ook, want dit is jou hart, Lasha, ek het jy nou praat van die please, ek weet jy het nou gesê kat, ek wil hom sorry, hulle gaan dit weet nie, maar die please ding van my woorde die jare is eintlik daai van Here, gee my 'n geloof, like a faith that pleases God. Wow. Soos pleases God, dit staan in Hebreërs 11, Mooi. dink ek. En ek dink laas jaar was die hele tyd not my will but your will be done. Hierdie jaar is dit regtig soos ek wil groei in what pleases God. Soos Ja. ek wil dinge doen wat ek weet hom please. Ja. En dit klink baie keer, dit is nie uit 'n plek van performance nie. Nee. Dit is nie uit 'n plek van sy goedkeuring. Dit is nie uit 'n plek van ek soek soos Ja. ek moet iets doen om sy liefde te wen. Dit gaan ultimately hierdie ding van soos dit maak die lewe en die vasbyt en die hardloop en hoekom hierdie ek nie opgegee het op hierdie nie. Ten spyte Ja. van hoeveel mense vir my nee sê, ek gaan nie jou help niks nie. Is net hierdie ding van om vir hom te leef en om mense te vertel van hom wat hy so waardig Ja. en mense moet van hom weet en hy is so Emmanuel en om net 'n lewe te lewe wat hom please is wat my help opstaan in die aande. Ja. Ag in die aande oggende. ook. Ja, in die aande ook. In die aande. En As ek soos daai 4 in die oggend kol kry, as ek soos Heilige Gees, Heilige is Gees. jy seker? en opstaan in die oggende. Verstaan, Ja. baie mense vra altyd vir my soos Rachel, jy weet hoe byt jy vas en hoe druk jy deur hierdie ding? En dit is toe jy nou daai please ding noem, dis ek soos ek verstaan wat jy sê, want Ja. ons kan dit vinnig misinterpret. Maar dis regtig daai ding van jy het dit in jou vorige episode toe jy so emosioneel geraak het gesê, soos dit gaan net oor soos Here, ek wil net jy weet doen wat U wil hê ek moet doen. Ja. Ek wil dit goed doen. Ek wil U please. Ek wil dit net weet vir U doen en U glorify vir dit. En Ja. ek dink daai is ultimately my persoonlik en ek weet dis jou hartklop. Ja. Se dryfkrag Ja. om elke dag op te kan staan. Al is dit nie maklik nie. Ja. Al is mens moeg. Veral as mens in bediening is, raak mens vinnig moeg en Ja. vinnig gedemotiveerd en vinnig die leuns kom makliker, die aanvals moeilik en dis taaf maar elke keer net om te repositioneer en te sê okay, dit gaan nie oor my, dit gaan oor U en net om te weet it's about the life, it's eternity. Fix Ja. your eyes on Him. Exactly. Verstaan, dit is wat op die einde van die dag te dryf. Ja. En dis nie 'n escape, you know, vat ons net eternity toe, hier gaan ons Superman Nee. vibes. Dis glad nie dit nie. Dis net die impak van wat ons nou doen, het 'n eternal impak. Yes. Ek dink wat my ook tot daai punt hou om regtig God te please, nê, it's because I've seen him and it's because I've tasted. En daar's 'n eendag toe ek in 'n worship set en iemand sing toe oor my en hulle sê toe, ek kan nie onthou of ek jou laas keer gesê het nie, maar hulle sing toe en hulle sê you will never be able to outrun God. En toe gaan ek, okay. En daai ding het gestiek. Dis Ja, asof daai so vasgemaak is in my core van wie ek is. I will not be able to outrun God. He will chase after me always. So ek dink dit dryf ook om altyd op te staan en te gaan, voetjies sleep. Ek wil nie, but I will. Wat leer jy soos of leer jy ander dele van die Here ken wanneer daai nuwe beginne of die redirects is Ja. en hoe lyk dit? Dis so, ons sien met seasons, maar hy praat anders.
So hierdie nuwe seisoen waarin ek nou is, man, ek sukkel want hy praat glad nie soos wat hy gepraat het nie. Dis asof daar nou 'n nuwe faset van hom oopmaak en ek sê Here, maar hierdie is hoe jy altyd gepraat het en ons as mense hou so vas aan daai comfort dat ons in die begin van gepraat het. Dis hoe dit is, dis sistematies, hy praat so en so. En dan doen hy nie, dan dink ons Here is stil. Maar hy is nie 'n God wat stil is nie. Maar dis om die fokus bietjie daai nuwe daai ander leiertjie af, nuwe lensie aan. Okay Here, jy praat nou so. Want ons droom se boks nê. Ja. Ons droom se boks en sê maar hy moet nou so praat, hy moet nou dit en he doesn't. That's why his ways are higher than ours. Voel jy dat as mens in nuwe beginne in beweeg en as mens in jy weet 'n nuwe rigting in beweeg of 'n nuwe seisoen instap of dit, voel jy daar is goeters wat mens dan moet agterlaat of kan jy maar kom met al daai goeters om bring dit saam in jou nuwe begin in? Ek dink dis 'n tweevoudige antwoord. So partykeer weet jy nie hoe om die goed te los nie. Ja. Jy weet nie hoe my sakkietjie wat jy dra, you don't know how. En ek dink daar's so 'n vet grace realm waar die Here gaan. I know you don't know how. Maar kom en bring dit. Ons wangle hom as dat ons die deur gaan. Maar aan die ander kant wil ek vir sê ek sien die ene dit sê te sien ek daai needle, you know, through which the camel must go en partykeer om deur daai needle te gaan moet jy alles strip en alles los. Ja. En ek dink dit is die Here kyk na ons en dan gaan hy vir wat is hy nou reg? Wat is hy nou reg om te let go? Verstaan? Sal hy eerder vir the grace en vir die sake van liefde gaan, okay? Ons allow die sakkie. Bring my jou sakkie vir nou. Ja. Maar dan gaan 'n tyd kom wat jy hom gaan moet los. Ja. Maar waar jy nou is jy reg om deur die needle te gaan. Soos of met jou sakkie met die berg op of deur met die jy weet deur die naald se punt. So. Wat is die gevaar van as jy cinema dit saam jou vat in die nuwe seisoen in? Is daar soos ietsie wat kyk, ek dink Opinie 3 vers 9, ek dink daar's verseker daar's nie 'n gevaar nie. okay. Ek dink dit's net 'n bietjie van 'n delay. Maar ewen in dit, mooi God is gestel. buite tyd. Ja. God's buite tyd. Hy maak tyd. So why not command the time? En dis ook maar weer sê, skryf die toetsie vinnig. Ja. Kry dit verby. Ja. Maar dit is baie makliker gesê as gedoen. Ek is besig om deur 'n ding te trap waar ek moet hierdie ding oorkom en I don't know how. En ek trap die hele tyd in die gat en die hele tyd in die gat en dan sê ek soos Here en dan party dae sê ek soos ag gaan nou maar net opgee. Ek het nog probeer en jy help my nie en waar is jy? Maar aan die ander kant dan sê ek soos okay nee. Hy het grace vir dit. Want ek dink ons grace het ek laas keer ek dink gesê grace is his ability. Hy doen dit deur ons en ek dink ons vat daai ding en ons dink ons moet dit doen en dan raak dit weer 'n self-performance and then we eliminate grace for what it is. Hoe leef 'n mens deur seisoene van teleurstelling? As mens dit so kan as ek daai vraag so kan stel soos sonder dat dit jou 'n bitter mens maak. Nog jy vra my al hierdie diep vrae. weet. Teleurstelling is 'n ding, okay? En ek dink almal navigate hom en vir waar jy is emosioneel anders. Maar ek kan nou die total Christianese antwoord gee en gaan, jy weet jy byt net vas aan die woord en jy hou net jou oë op Is so Jesus. Bybel, Ja, exactly, nee. Maar that's not the reality of it. Daar's iemand wat in 'n tronksel sit of daar's iemand wat net haar man verloor het of daar's iemand wat nou deur 'n skeisaak gaan. En dan wil jy vir hulle sê deur teleurstelling weet lees net jou Bybel. That's not going to be applicable. Ek dink die 3 groot goed wat 'n mens nodig het is liefde, veiligheid en verstaan. En ek dink om in daai seisoen waar teleurstelling regtig diep slaan, is om iemand om jou te hê en om vir jouself te kan net 'n liefde, 'n verstaan en 'n allowance van trap om deur op jou tyd, nou rush en create net 'n safe space. Daai safety is nogal baie belangrik. Ja. So ek Dis hoop dit antwoord daai Dit vraag. ja, dit ek dink nou aan terwyl jy 'n bietjie praat oor ek lees nou die nuwe boek van Craig Rochelle, nou glad nie topic related nie, wat daai van Healing a Hurting Mind. Oh wow. En in die eerste hoofstuk wat so hy breek dit nogals op met anxiety, depression en fear. Dis die 3 dinge wat hy aanspreek. Maar ek het nou oor anxiety gelees en hy sê en ek gaan nie oor alles praat nie, maar soort van hierdie antwoord weer gesê van jy kan nou maklik die Bybelse antwoord gee. Maar ek het ook altyd geglo of hy sê die seerste wat hy al gehad het is hy was uitgeput, hy was gestres en gespanne, hy was 'n 23-jarige pastoor Sure. en hy het baie verantwoordelikheid gehad, teleurstellings, klomp goed het op hom op een slag afgekom en hy gaan toe na sy youth
pastor toe, soos die leier, Ja. nie youth pastor, hy was youth pastor, hy gaan toe na die pastoor toe, vir raad om net af te pak en te sê, hierdie is Ja. waartoe ek gaan. En daai pastoor se reaksie teenoor hom terug was aan hy sê toe hy gee toe vir hy gooi toe my met 'n Bybelvers, jy weet soos hy gooi hom en hy sê toe net half vir my soos ek moet meer geloof hê. En daar soos half hierdie ding van as dit dalk soos verstaan dit is nie altyd die geval nie en hy sê as dit 'n ding in kerk of 'n ding in ons geloofslewe 'n miskonsep soos 'n misverstand rondom dit is nie net so vinnig soos 'n Bybelvers nie. Dit is nie net so vinnig soos ons glo as Christene as ons voel daar's teleurstelling, ons mag dit nie voel nie. Of daar's 'n weird 'n bitterheid of iets soos ek sukkel om met al hierdie goeters te deel en hy beveel ook aan gaan gesels met iemand, gaan sit en dit soos praat daaroor. Maar in 'n safe space waar iemand nie vir jou sê luister jy moet bietjie bykom nie. jou geloof moet net bietjie groei nie. Partykeer is dit nie dat ek lack face nie, partykeer is dit regtig 'n circumstance wat ek nie kan oorwin nie en ek sukkel en ek kan nie die ander kant van dit sien nie en partykeer net goeie counselling, gesonde counselling om jou net weer bietjie te redirect, jy weet, 'n goeie ding. Die feit wil daai ding nogal gebruik, wanneer jy deur teleurstelling gaan, om te gaan, sien jy waar's God. Dis 'n leen wat in so baie van ons se harts belief system sit. En ek dink God wil daai heal en dit kom nie met 'n Bybelversie wat ek na jou kant toe gaan gooi nie. Dit kom met 'n ek hoor jou en ek verstaan jou en ek sien. Jesus sou dit gedoen het. Hy gaan nie kom en sê Matteus 3 vers 6, verstaan? Hy gaan weer kom sit en hy gaan sê ek hoor jou. Ek verstaan jou. En ek is hier by jou. Kom ons navigate hierdie ding deur. En dan kan daaruit birth die waarheid. Maar God is goed en hy is lief vir jou. Net omdat die circumstances nie nou dit wys nie or not dictating it. Dit is nie die waarheid nie. So daai is vir hom belangriker. Ek dink vir God is daai belangriker dat jy daai oorkom. Sodat die waarheid in jou hart se gronde is hy is 'n goeie God. Hy is my pa. He's got my back. Versus verstaan die omstandighede nou verander want ek het 3 scriptures gequote. So, Ja, ek hoor jou. Nou wil ek gou so hoe leer 'n mens dan om weer te begin droom? As 'n droom gebreek het of iets aan die jy weet soos hoe leer mens dan om weer te droom? So ek kan seker net maar hierdie sê, so ek was getroud en ek het die Here regtig vertrou om my huwelik te red en hy het nie. Ek het gepas, ek het amazing encounters gehad met die Here, maar dit het net nie uitgewerk nie. En ek moes gegaan het, okay. Here, maar wat sê jou droom? Want ek het 'n droom gehad lank voordat ek getroud was en hy het my nie 'n droom nie, 'n visie gewys. Toe gaan ek, okay. Hierdie is die tasbare ding wat ek kan vashou en dit is wat jy gesê het, Here. And I will go back to that. Ek dink as jy in jou DNA en in jou wese daai droom het van ek gaan 'n podcast hê of ek gaan bediening doen of ek gaan nie weet trou en kinders hê. En dit werk nie uit nie. Om terug te gaan na die original toe en te sê, maar hierdie is steeds waar. Dis steeds waar. Net omdat my omstandighede dit nie wys nie, beteken dit is nie my realiteit of die waarheid nie. Ons pivot en ons gaan terug en ons sê aan Here, maar hierdie is nog steeds wat jy gesê het en ek partner weer met jou terug na die original design toe. Wat is dit? Ja. Amen. Okay. Die seisoen is moeilik, it's rocky. Ek voel nie baie lekker nie, maar ek moet net deurdruk. Ja. Of wanneer is dit soos nee, ek moet dit stop, eindig en is eintlik 'n nuwe oorbegin. Soos ek dink die onderskeid is baie keer moeilik. Baie keer is dit maar net 'n seisoen van jy moet bietjie vasbyt. Ja. En ander kere is dit 'n seisoen wat jy regtig net besef, okay, nee. Ja. Soos ek moet nou uittreë. Ek wil eintlik my vorige episode was so diep en traantjies en nou wil ek net soos gaan. It's more fun when you raise your arms like this, man. Ek dink ek dink soos wat jy groei en jy moet gaan en gaan. Okay, wat is die pros en cons? En is 'n baie praktiese, dis dalk nie noodwendig 'n Christeniese nie, maar is 'n baie praktiese, okay. Is die grace weg? Has the grace lifted? Ek dink dis 'n goeie rigtingaanwyser. Dis die vrede en die grace in die situasie waar jy is of in die seisoen. O ja, ek hoor Dis 'n goeie Ja. dictator van okay. The grace is lifted, so then we're out, you know? Of as God sê okay, bly. Jy moet hierdie ietsie skryf en deurkom. Ek was in 'n situasie waar ek in 'n kerk omstandighede was en dinge was nie so lekker nie en toe moes ek kies. En is asof die Here vir my die keuse gesit het. Hy het gesê, jy kan nou gaan en 'n ander kerk gaan kies en verstaan iets wat jou meer gaan comfort en wat vir jou gaan lekkerder voel. Maar kom hier deur. Kies om hierdie ene deur te trap
want dan het jy hom klaar gedoen en dan weet dikteer dit waar jy kan wees in die toekoms in. Yes. So ek dink is om mooi te hoor by Heilige Gees en 'n counsel van die ja. wisdom om jou te hê en te gaan, is hierdie grace gelift of is die seisoen nou klaar? Ek gaan afsluit met 2 vraaggetjies om hom net mooi af te sluit. Hoe hou 'n mens vas aan geloof wanneer jou planne uitmekaar uitval en is daar 'n skrif of 'n ding wat jy dra in jou toe jy niks antwoorde gehad het nie, het jy vasgehou aan hierdie een skrif wat jy dalk net vandag vir ons ook kan los? Lukas 1:37 sê, here's the God, ek kan wag nie. Lukas 1:45 sê, blessed is she who believed that God would fulfill the promises. Daarin het my nogal gedra. En die ander ene was Lukas 1:37 wat sê, nothing is impossible for God. En as alles in mekaar inwetter en jou drome maak nie meer, verstaan, kom nie in alignment nie, dan is dit het my gegordel en my reg opgehou. Blessed is she who believed that God, the one who made the promise, is faithful. So dis nie die promise self nie, maar die een wat jy die belofte gegee het, hy is faithful. Ja. En die krag lê in dit. En dan net om te glo, he is the God of the impossible, en it's this situation is impossible en die droom lyk verlore, that sounds like a God problem. Amen. En laat net vinnig afsluit. So 'n vrou of 'n man wat ook al vandag in 'n situasie sit wat dit lyk, okay, ek gaan alles in mekaar ingeval, ek wil nou oor begin. Het jy enige iets wat jy net vir daai persoon sal wil sê, Ja. of mee wil bless? Ek wil vandag vir jou sê, as jy hopeloos of moedeloos is, mag Jesus, the one who had compassion every time that he encountered a crowd, mag hy vandag, soos waar hy vrou met die bloedvloeiing aan sy kleed vasgegryp het en hy het gesê, who touched me? Because your faith. En as jy nie faith het nie, mag daar 'n counsel vandag om jou wees met faith en mag jy Jesus se oë in joune in gelak kry. Mag hy hoop kom herstel, beter as 'n mens, beter as 'n predikant, beter as 'n pastoor of 'n skrif. Hy homself, die God van die heelal, jou kom ontmoet presies waar jy daar is en hoop in jou inblaas. Mag Heilige Gees dit kom doen en mag die realiteit van wie hy is en sy liefde vir jou brand in jou wese en die waarheid van wie hy is herroep word, sodat jy terug kan kom na original design and purpose van dit wat hy vir jou het. Amen. Dankie, Amen. Kykie, dankie dat jy kom kuier het. Dis baie lekker om met jou 'n bietjie te gesels en op te vang en mag jy Ja. so gebless wees. Amen, dankie, dit was awesome. Nou,